Naand luisteraars, en welkom by hierdie spesiale aflewering van Oom LD se wêreld. In die Oom LD reeks is Oudefontein 'n denkbeeldige dorpie, maar dit het regte grond onder hom. En Soutkloof is 'n regte plek. Die monument langs die pad na die Lange Berge, so wat 4 myl buite van Wyksdorp, staan vandag nog. En van Wyksdorp is die dorp waarop Oudefontein losweg gebaseer is. Wat jy nou gaan hoor is fiksie, maar dit is gewortel in iets wat werklik gebeur het. Oudefontein, Desember maand, iewers in die laat 1960s. Soutkloof lê in die Klein Karoo. Elke Karoo man ken die pad wat daardeur loop. So wat 4 myl buite Oudefontein. Net ver genoeg om te vergeet dat iets tragies daar gebeur het. Oom LD was laat daardie Desember aand, 'n kerkraadsvergadering, net na Kersfees, oor of hulle die hout doopvont met 'n silwer een moes vervang. Daar was lang gesprekke oor oksidasie, oor simboliek en oor kostes. Toe hy uiteindelik alleen terugry plaas toe, was dit al donker. By die draai naby die monument waar alles gebeur het, die maan oor die rand, het hy dit gehoor. 'n Polisievletjie. Net een keer, toe niks. Net voor die monument het oom LD hom gesien. 'n man in die dofstil maanlig. Hy het net daar gestaan. By die pad. Kers regop. Alles reg, meneer? Vra LD toe hy stadiger ry en stop. Die man kyk op. Op sy bors 'n donker kol. Net links bo die hart. Sy hand wys die pad af. Die kloof in. Toe verdwyn hy. Nie met drama nie, net geleidelik. Soos mis wat hom insluk. Kaptein van Heerden, doodgeskiet by Soutkloof, 30 Desember 1946. Maar dit het LD eers later geweet. Dieper in die kloof, weg van die pad, beweeg 'n ander figuur. Piet Matthijsse. Piet se voete ken die veld. Daar die Lee Enfield geweer, weeg swaarder elke keer. Elke jaar. Elke Desember. Hy weet al wat wag. Hy weet, hy sal weer gewond raak. Weer agter die bosse lê. Weer gevind word. Weer hof toe gaan. Weer vonnis hoor. Weer hang. En daarna sal dit weer Desember wees. Vir ewig. Tot in alle ewigheid is hy vervloek om elke jaar weer die moord te pleeg. Weer gewond te raak. Weer gevonnis raak. En weer hang. Hy onthou nie meer wanneer dit begin het nie.
Hy weet nie meer hoeveel keer dit al gebeur het nie. Net dat dit altyd eindig soos dit begin. Net die fluitjie bly. En die bloed. Dit roep na hom. Elke keer. Net voor dit tyd word. Hulle bloed roep my. Fluister Matthys vir homself. Ek hoor hulle. Almal. Almal wat ek vermoor het. Hulle hou nie op nie. Hy het nie gebieg toe hy geleef het nie. Nou moet hy alles herleef. Oor en oor. Niemand kan hom vergewe nie. Hulle is dood. En hy kan homself ook nie vergewe nie. Want toe hy geleef het, wou hy nie. Nou kan hy nie. Intussen het oom LD verbaas gesit. Hy kon nie weer die bakkie aan die gang kry nie. Vir die een of ander onverklaarbare rede. Dan draai die wind skielik. Die man langs die pad reeds weg. Maar uit die inkbosse stap iemand. Krom. Vuil. Bebloed. Piet Matthys. Nie 'n droom nie. Nie 'n wasige figuur nie. Hy was regtig daar. LD herken hom vanaf die foto's in die dorpsmuseum. Piet hou die geweer vorentoe. Arms bewend. Vat dit, meneer, sê hy. Ek wil nie weer. Ek kan nie weer. As jy dit vat, stop dit dalk. LD kyk na die roesgevlekte loop. Hy sien iets agter Matthys, teen die rand van die pad. Bokant die kloof. Begin ander figure verskyn. Iemand gee stil opdragte aan sy manne. Hulle posisioneer hulle self. 'n Stil toneel. Onwerklik. Maar sigbaar. Ek kan dit nie vir jou doen nie, Piet, sê LD sag. Dis jou gewig. Jy het dit gedra toe jy geleef het. Nou moet jy dit ook dra. Matthys knik. Trane. Hy draai om, stadig. En loop die pad af. Terug na die kloof. Nie lank daarna gaan oom LD na die dorpsmuseum toe. Wat klein Santi van ou Smulders se winkel soms uithelp. Hy vra vir die argiefmateriaal oor die Matthys se saak. Santi bring vir hom 'n ou leer met vergeelde koerant uitknipsels, hoftranskripte en swart en wit foto's. Hy lees. Op 30 Desember 1946 is kaptein van Heerden in 'n hinderlaag by Soutkloof doodgeskiet. Die moordenaar, Piet Matthys, is op 31 Desember in hegtenis geneem. In Oktober 1947 is hy gehang vir sy misdade. Maar toe LD die leer toemaak, hoor hy skielik iets. 'n Fluitjie. Skril. Kort. Dan honde wat jag. 'n stem wat skree. 'n skoot wat weer galm.
LD sit stil. Hy is nie 'n pabroek nie. Maar sedertdien is sy bakkie elke Desember, al teen 2:00 die middag, terug op die plaas. Sonder uitsondering. Kom ons gaan 'n bietjie terug in die geskiedenis, na die ware verhaal van Piet Matthijsse. Op 22 Desember 1946 het Piet Matthijsse op die plaas Leeublad in die George distrik toegeslaan. Hy het Jim Grootboom en sy vrou Esther koelbloedig doodgeskiet. Daarna het hy met Annie Grootboom die veld ingevlug. Annie het later ontsnap. In die hof het sy getuig. Net voordat ek weggehardloop het Piet aan my gesê dat die polisie nou na hom sal kom soek. Maar hy gaan hulle voorlê en een vir een afmaai. 'n Groot soektog het begin. Polisie en boere te voet, te perd en per motor. Ondertussen het Matthijsse voortgegaan met inbrake, kos gesteel en mense met die dood gedreig. Op 29 Desember steel hy op die plaas dwars in die weg 'n broeishen en 'n swart potjie om haar in gaar te maak. Op Maandag 30 Desember 1946 om 3:30 die oggend het kaptein Barend van Heerden sy manne opgestel by Soutkloof, 4 myl buite van Wyksdorp op die Riversdalpad. Omstreeks 8:00 het geweerskote die stilte gebreek. Sergeant van der Merwe se been is afgeskiet, Sergeant Olivier is in die linkerbeen getref en kaptein van Heerden is noodlottig in die bors getref. Gert Spies van Assagaaibos vertel. Vroeg die maandagoggend het Kaliet en konstabel Vos by my op Assagaaibos aangekom. Konstabel Vos het vanaf Oudtshoorn Matthijsse se spoor gevolg. 'n Hondemeester van Oudtshoorn het by ons aangesluit en ons het die spoor gevolg tot by Karee Kamma. Aangesien die hond al baie moeg en pootseer was, is die hondemeester en die hond agtergelaat by John van Tonder op Karee Kamma. Vandaar het ons 3 verder geloop tot ons 'n veewagter teëgekom het, wat ons meegedeel het dat hy skote gehoor het. Ons was redelik vars op die spoor. Soos Piet op die vyebosse getrap het, was dit nog nat. Toe ons by Soutkloof aankom, was Van Heerden reeds dood en weggevat. Olivier en Van der Merwe was gewond. 'n Polisiehond het Matthijsse agter 'n bos uitgesniffel. Matthijsse was ook gewond. Sergeant Vos. Ek het op die toneel aangekom. Toe die lijk van Heerden as ook die 2 gewonde polisiemanne reeds van die skiettoneel verwyder is. Ek het die voortvlugtige toe reeds vanaf Slangrivier, 24 km vanaf van Wyksdorp gevolg. Matthijsse se geweer het geweier met 'n koel wat in die loop vasgesit het. Daarom het hy die geweer weggegooi en kloof opgevlug. Aangesien hy gewond was, het hy onder 'n aantal inkbosse weggekruip, waar konstabel Vos hom opgespoor het en onder die bosse uitgepik het. Op Dinsdag 31 Desember 1946 het die burger berig. 'n kleurlingman is gistermiddag omstreeks 5:00, sowat 6 myl buitekant van Wyksdorp, in die rigting van Riversdal, in hegtenis geneem.
Gisteroggend omstreeks 12 uur is kaptein B.M. van Heerden, distrikskommandant van die polisie op Oudtshoorn, in 'n geweergeveg met die kleurling gedood. 2 sersante is in die geveg gewond. Op 8 Oktober 1947 is Piet Matthijsse in die rondgaande hof op Oudtshoorn deur regter G. Steyn skuldig bevind en is die doodstraf aan hom opgelê. Hy het aan die galg vir sy wandade geboet. Die plaas waar ek woon is so wat 25 km van Soutkloof af. Somtyds voel die geskiedenis so werklik dat jy dit kan aanraak. Maak nie saak hoeveel jare verloop nie. Oom Eldie se wêreld is geskryf en voorgedra deur Laurens Joubert. 'n produksie van Slaapstories vir groot mense.